Hartlike goeiemôre van waar ook al in die wêreld jy kyk. Laat ons harte na die Here keer. Here, U is die stroom van die lewe. Kom vloei in ons lewens, voed ons geloof en laat ons geplant wees in U, sodat ons vrug kan dra en 'n seën vir ander kan wees. Amen. Soos wat ons deur die lewe gaan, is elke oomblik soos 'n boom. Kom ons dink gou vir 'n oomblikie daaraan. Jou werk is 'n boom. Dit vat jou tyd, dit vat energie, en jy hoop dit sal groei en goeie vrug dra, dat jou moeite die moeite werd word. Jou gesin is 'n boom. Jy hoop dat dit so groot sal wees en dat dit goeie skadu sal wees en dat dit standvastig sal wees. Jou vriendskappe is bome. As jy dit versorg en koester, dan gee dit vreugdevolle vrug. Maar as jy dit nie versorg nie, dan verlep dit en dit gaan dood en dit droog uit. Jou finansies is 'n boom. Jy hoop dat dit groot en sterk sal wees, dat dit baie vrug sal dra, sodat jy daarvan af kan lewe. En ek dink die belangrikste, jou geloofslewe is 'n boom. Want jy wil hê dit moet sterk gewortel wees, so wanneer die sterk winde teen jou opwaai, dat jy standvastig sal wees. En soos enige tuin, is al jou bome verskillende toestande. Ons almal ken daai gevoel, party dele van jou lewe gaan goed en ander dele lyk maar bietjie vaal en ander dele is net sulke dooie stompe wat in jou tuin staan. En ek wil vandag vra, hoe versorg jy al hierdie bome? Hoe verseker jy dat dit sal groei en vrug sal dra en nie doodgaan nie? Esegiel 47 gee vir ons 'n kragtige beeld van God se rivier en God se vloei. En ek lees graag vanaf vers 7 tot en met 11. Terwyl ek daar loop, sien ek 'n hele klomp bome aan albei kante van die rivier. Hy het vir my gesê, hierdie rivier loop oos deur die woestyn af na die Jordaanvallei, waar dit dan in die dooie see invloei. Die water van die rivier sal die soutwater van die dooie see vars maak. Oral waar hierdie rivier loop, bring dit lewe. Visse sal volop wees, want hierdie water sal die soutwater vars maak. Waar die waters ook al vloei, sal alles lewe. Vissermanne sal langs die oewers van die dooie see staan en vis vang, van En-Gedi tot by En-Galajim. Die oewers sal vol nette wees wat in die son droog gemaak word. Allerlei soorte visse sal in die dooie see wees, net soos in die Middellandse See. Die moerasse en die kuil se water sal egter nie vars word nie. Hulle sal soutbronne bly. En dit is presies so in ons lewe. Wanneer jy probeer om self jou tuin te versorg, raak dit brak en dit bly leeg en dood, want wanneer jy dit op jou eie krag probeer doen, dan brand jy vinnig uit. Ek onthou 'n storie van 'n tuinier wat 'n pragtige stuk grond gehad het. En hy het 'n droom gehad om hierdie tuin, amper soos die tuin van Eden te laat groei. Pragtige bome oral. En hy begin toe plant. Hy plant vrugtebome, suurbome, klein boontjies wat nog net begin groei, groot bome wat al klaar gegroei is. Maar die probleem is, hy het nie 'n waterbron op die grond nie. En hy gebruik 'n emmertjie en hy hardloop elke dag van boom na boom met die emmertjie, boom na boom, boom na boom. En in die begin
terwyl die bome nog gevestig is, werk dit en dit lyk goed, sy tuin is groen. Maar soos hy die tyd aanstap, begin sy tuin half vervaal lyk en dit begin meer soos 'n begraafplaas vir bome lyk en nie 'n groen mooi tuin nie. Toe ontdek hy 'n ondergrondse stroom en hy grou toe 'n sloot en hy maak toe 'n riviertjie in sy tuin in. En ewe skielik begin sy bome floreer. Dit dra vrug en hy hoef nie meer sy emmertjie op en af te hardloop nie. En so werk dit met God se stroom. As jy God se stroom in jou lewe toelaat, dan hoef jy nie op jou eie krag met 'n emmertjie van plek na plek te hardloop nie. Want die stroom van God is dan 'n bron van lewe. En Jesegiel vers 47 vers 12 gee vir ons 'n pragtige prentjie van hoop. En dit sê allerhande soorte vrugtebome sal aan weerskante van die rivier groei. Die blare van hierdie bome sal nooit verlep nie en daar sal altyd vrugte aan die takke wees. Daar sal elke maand 'n vrugteoes wees, want die bome kry hulle water van die rivier wat uit die tempel vloei. Die vrugte sal kos wees en die blare sal genesing bring. Hierdie boom wat Jesegiel vers 12 van praat, het 'n paar belangrike aspekte. Die eerste een is aanhoudende vrug. Hierdie boom dra elke maand vrug. So wanneer jy God se stroom in jou lewe toelaat dat hy die bron van lewe word, dan gaan jy ook elke maand vrug dra. Daai vrug is waardevol vir 'n medegelowige of net iemand in die wêreld wat dit raak sien en die vrug is soet vir hulle en hulle sien die vrug aan jou. Die blare wat nie verlep nie is ook so mooi want dit wys dat wanneer God se stroom in ons lewe is, kan dit nie verlep nie. Wanneer God se stroom jou bron is, verander dit van 'n gaan dit dalk verlep na dit gaan nie verlep nie. Jy gaan nie opdroog nie, jy gaan nie moeg raak nie. Jy gaan nie uitgeput voel nie, want die bron van jou krag kom van God af. En dit is alles deel van God se genade. Julle sal onthou so ruk terug het ek gepraat oor om in God se genade te kan dryf. En dit is dieselfde genade. Dis dieselfde genade wat as jy terugdraai en jy kyk na al die bome in jou lewe, dat jy kan sien, maar daar's lewe. Daar's 'n verskil. So as ons teruggaan na die vraag toe, hoe gaan jy al hierdie bome versorg? Die antwoord is eintlik heel eenvoudig, jy kan nie. Nie op jou eie krag nie. Maar wanneer jy toelaat dat God se stroom en God se genade deel is van jou lewe, dan raak dit bietjie maklik. Soos Jesegiel dit sien, kan ons dit beleef. Die lewensbome wat gegaan het van 'n boompie hier en 'n boom daar wat floreer en 'n boompie hier wat verlep is en 'n klomp dooie stompe in jou tuin, gaan jy van dit af oor na 'n tuin wat floreer, 'n tuin wat net groei, 'n tuin wat vrug dra op die bome wat jy die minste van verwag het. Wanneer jy God se vloei in jou lewe toelaat, dan is daar groei. Amen. Vader, dankie vir u genade. Dankie vir u stroom wat ons voed, wat altyd krag gee. En met hierdie krag, met hierdie bron van lewe,
is daar groei, is daar vrug, sal die blare nie verlep nie. Vader, gaan saam ons en hou ons dan vastig in u stroom geplant. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. As daar nog tyd is, wil ons jou graag nooi om deur te kom kerk toe. Kom drink 'n koppie koffie saam ons. Kom wandel saam met ons in die tuin van die lewe. En daar gaan 'n skakel onder verskyn waar indien u wil finansiële bydrae wil lewer en daai finansiële bydrae stel ons in staat om die evangelie te verkondig. Ontvang die seën. Die Here sal jou seën en jou standvastig hou. Hy sal die bron van lewe vir jou wees. Met sy stroom deel van jou wese sal jou vrug gesond dra en jou blare nie verlep nie. Gaan in vrede. Amen.